Welkom terug by Nou die Blou. Nou praat ons Wille Klawer. Wat 'n ongelooflike toernooi is, een van die grootste in die wêreld seker. Ek was vir amper 9 jaar lank betrokke geweest by die Wille Klawer. Dis 'n toernooi wat jy 8:00 die oggend daar kom en 10:00 die aand gaan jy weg. Jy stap nie weg van jou stoel af nie. Duisende mense van reg oor Suid-Afrika, die beste skole is daar. Vanaand 30 April speel Waterkloof teen Diamantveld, my ou skooltjie daarso van Kimberley. En jy was ook betrokke geweest by die afrigting. Waterkloof teen Diamantveld. Wat is jou denkwyse daarso? Ek sal net vir Thys voordeel en staf in Kimberley. Ek het 5 jaar van my lewe daar spandeer. En ek dink dat Diamantveld briljante afrigtings, Olof Berg hulle wat nou daarso is. Pieter Berg wat Griek was, Afrig se broer. So ja, my geld is op Diamantveld vanaand. Nie om Waterkloof enigsins te diskrediteer of so nie. Kobus hulle daarso is ook baie sterk. Vir my is dit maar net daai Thys voordeel. Is altyd taaf en my bekommernis is Waterkloof kom nou van 'n verloor af teen Helspruit. So dit gaan dalk 'n groot effek op hulle hê, want hulle wil 'n punt bewys dat hulle dalk iets verkeerd gedoen in die naweek en dit reg te maak. Diamantveld op Diamantveld met die hele Thys-skare daarso. Gaan definitief 'n groot verskil maak. Ek dink ek het hulle 'n bietjie dopgaan nou by die Noordsuid en by die St John's Festival. Bietjie op en af. Eerste wedstryd verloor hulle en dan die tweede wedstryd kom hulle bang terug en hulle teken groot tellings aan. So jy gesê het, hulle afrigtingspan reg hierdie bank, hulle het vir Dion Kani teruggekry wat by Noord-Kaap al die jare was. Flossie wat daarso is en Olof wat daarso is, dan Eddie Lightfoot wat nog al die jare daar was, enigste ou wat Greycon gewen het as kaptein. En hy het nog steeds die rekord daarso, maar ek sien uit na 'n gelooflike aand daarso, ek dink dit gaan 'n goeie wedstryd wees. Baie mense sal betrokke wees by die wedstryd en dan die groot wedstryd vir die aand. Affies teen Paul Roos. Seker een van die topspanne in Suid-Afrika al twee. Affies het gelyk op gespeel teen Gim, so dalk het ons die oorhand hierso, maar dit gaan ek dink 'n fantastiese wedstryd wees. 'n Wedstryd wat dalk in die laaste minute gaan eindig. Nee, definitief. Al twee van daardie kwaliteitsspanne. Affies baie sterk hierdie jaar, hulle het 'n paar bitter goeie resultate sover gehad om by Gim gelyk op te kan speel en die resultaat wat hulle nou gehad het oor Garsfontein ook, maar so ook Paul Roos. Hulle kry net 'n manier om te wen en 'n manier om wedstryde wat naby is deur te kan druk. So dit gaan 'n thriller wees. Ek dink is 'n briljante eerste wedstryd vir die Snaaks genoeg, ek was 2 jaar terug gewees by Diamantveld gewees. Toe dat daar by B-veld gespeel, al twee spanne te mekaar onder 16 en Affies het daai wedstryd gewen. Ewen Lassee se pa se lede gewees. Was 'n baie emosionele dag gewees. Maar op die einde van die dag, Paul Roos het voorgeloop en Affies het met 'n goeie tweede helfte teruggekom. So onder 16 was dit Affies gewees wat sal maar sien vanaand. Ja, as ek net moet vat, ek dink as Paul Roos Affies speel met 'n massiewe pak. Hulle dryfmaal is bitter goed vir hoërskole vlak. Hulle speel net regte areas, maar dan Paul Roos met 'n klein Stoffel wat daarso is. Daai manne kan van enige plek af verdriedelik en ja, het gaan 'n thriller wees. Dit is 'n goeie, hoe kan ek sê, showcase van hoërskole rugby. Ja, dit is nou vanaand se wedstryd en dan môre 1 Mei Garsfontein teen Oudtshoorn. Ek moet vir julle sê, ek hou vir Oudtshoorn nou op onder 16 ook 2 jaar terug gesien. Wat 'n belewende goeie span het hulle nie. Daar's 'n loskop sit, ek nou sy naam vergeet, sorry. Karl Pratt. Ek skryf sy naam neer. Hy's 'n Oosterrand. Jy kan nou maar weet hy gaan vir Suid-Afrika speel. Ja, hy laat my baie dink aan Steven Kitshoff wat op skole vlak al, ek dink Steven Kitshoff was die eerste ou waaroor wêreld of Boksmart nou al die regulasies in het van om sterk genoeg te wees en goed om op 'n vroeë ouderdom professionele rugby te kan speel en hierdie Kai Pratt kyk, hy speel een van die beste vaskopsitte in Suid-Afrika by Garsfontein, Proppie. Ek dink hierdie gaan vir my die battle wees vir die twee spanne, is die vaskop teen die loskop van Oudtshoorn. Dit gaan 'n interessante scrum contest wees. Garsfontein het 'n baie goed begin teen Affies, dink ek, en dit goed gehou. Die hele kanse by dit nie. Ek dink as Garsfontein se backline agterspel kan lewer wat hulle kan lewer, kan dit dalk 'n baie goeie wedstryd wees. Ek sou sê hierdie gaan een van die beste games wees van die toernooi. As ek so kyk tussen die lyne. Al twee spanne is gretig om te wen. Oudtshoorn
was onder 16 baie goed geweest. Ek wil sien wat hulle doen nou by die Wille Klawer. Dan interessante tweede wedstryd van die dag daarso. Die Barbarians van die Noorde. Dit is ons Bloubulle span wat gekies is uit 'n klomp skole uit Pretoria wat nou nie by die Wille Klawer is nie. Wat basies bestaan uit die high performance groepe teen die Barbarians span van die Suide wat basies die WP skole is wat hier daar is. Ja. Wat 'n groot inisiatief is dit nie van Wille Klawer nie om dit te besluit het, hoorie so kos gee vir die ouens kans. En ek dink dit gee vir jou kans om te kyk of die spelers dit kan maak op Kryweek vlak van die spelers wat nou daar in die high performance groep is. Maar hierdie kan ook 'n groot thriller wees, noord teen suid. Nee, definitief. Ek dink dit is 'n great inisiatief van Wilde Klawer. Ons het wonderlike jeug kompetisies in die land met die Grand Como en die Akademieweek en die Kleinweek wat daar so is. Maar jy kan vir enige agent in die land vra vir enige unie teen die tyd wat die Kleinweek kom met 90% alreeds hulle inkopies gedoen. Ja. So en hierdie is die platforms waar daardie seuns geleenthede kry. En so dit is 'n great inisiatief en sterkte vir ons span hierso. Ja, die dan hoë prestasiegroep uitkom. Almal speel 2 wedstryde nou Saterdag 3 Mei is dit Afrikaans hoor teen Boland Landbou. Ook 'n lekker derby op te hê. Affies speel in die lekkerste skole in Suid-Afrika hierdie jaar. Ja, wel ek moet sê Affies het 'n tawwe draw hierdie jaar. In terme van almal teen wie hulle speel. Maar ek dink Affies gaan net te sterk wees vir Boland Landbou daarso. Sal sien wat vanaand gebeur, maar ja, Affies 'n wonderlike groep hierdie jaar. Is regtig sterk. Great ball, great 9 en 10 wat daar so speel. Vir my was dit nog steeds die los trio. Affies se los trio is fantasties. Ja. Dan sit jy met 'n 10 wat 'n bal ver kan skop. Ja, tot laas jaar op die Kleinweek en goeders. Was hy al briljant geweest. So nee, ek dink Affies gaan Die net tweede beste skramma speel nou, maar die ander een is op pad terug van 'n besering af wat laas jaar uit skool gespeel het. So dit is 'n groot, ek dink wat is nie goed by Wille Klawer nie. Elke wedstryd kan ek oor praat en mal gaan hierso. Dan die tweede wedstryd op Saterdag wat ons moet kyk van die Pretoria skole is die Barbarians van die Noorde teen die Nico Milan. Ek sien Nico Milan het nou net vir Glenwood gewen. So ja, hier kom ook 'n lekker wedstryd. Ja. Ek dink Jaco Nepgen is daar. Ja, wat ook Neppies ou is was, daar, ja. Ons het saam by Diamantveld. Hy was ook Diamantveld geweest. So nee, ek well done vir hulle, maar hy wen oor Glenwood. Glenwood se rugby hierdie jaar definitief sterker as wat laas jaar was. So is goed hoe hulle dit bietjie begin omdraai. Maar daai gaan 'n thriller wees. Nico Milan, ek dink baie mense, dis dalk nie 'n naam wat almal ken nie. Dis 'n plaaskool hier die buitekant van. As jy gaan kyk op enige ranglys in Suid-Afrika is hulle elke keer hierso in die top 30, top 20 kry hulle 'n manier om daarso te wees, sowel dan in Jaco hulle wat hulle daar doen. In die lewe SA skole spelers laas jaar. So dit is wel dan in hulle. Dan die groot thriller Saterdag. Grey College teen Garsfontein. Soos altyd was die laaste 4 jaar dink ek, 3 jaar. Grey College kom vir 'n verloor af. Ja. So uit my ervaring het is wil jy nie hulle speel daar verloor nie. Ons het laas jaar dit gesien by Noord-Suid. Toe hulle het verloor het teen ek dink Jeppie. Yes, en die volgende game was ek dink Oud-Tenika gewees. En die manne moes rondloop daarso want ek was nie 80 so. Dink hulle het 90 gewen. Ja. So Garsfontein kom ook van 'n verloor af. Ja. So dis interessant om te sien en ek weet Garsfontein klop altyd deur. Hulle vra vir die fixture en die ding is daar op die tafel. So enigiets kan nog steeds gebeur Saterdag. Daar moet altyd 'n upset wees. Ek back die manne van Garsfontein. Ek weet die manne van Grey Bobby, sorry, maar ek is nou 'n groot Blouwil so ja, dit gaan ook 'n baie goeie wedstryd wees. Ja, dis hulle. Dit is so moeilik om te kies tussen daardie twee. Ja, Grey dit is 'n briljante skool en daarso so 'n groot wenkultuur. Daarso ek het soveel pelle gehad wat vir Grey speel en is altyd brag die en oor hy het nooit verloor vir hoeveel jaar en vir die en dit. So daardie verloor maak regtig seer as hulle verloor. Maar Garsfontein hierdie jaar het net so goeie groep en sterk groep en Garsfontein lekker momentum kan bou nou vroeg in die toernooi gaan daai thriller wees Saterdag. Ja. Dan die laaste wedstryd is Waterkloof teen Stellenberg. Baie identiese skole, nuwe skole. Met ryk tradisie laaste kom ek sê 8 jaar met hulle rugby programme en goeters. Dit kan ook 'n interessante wedstryd wees. Daar's nog 'n molenaar daar. Andras is daar betrokke by Stellenberg en Waterkloof kennis van Kobus hulle goeters. Ek dink hierdie gaan ook 'n lekker dis krag teen krag. Dis 'n baie goeie wedstryd om met jou laaste voordat jy nou gewoon ek weet Waterkloof speel volgende naweek begin hulle weer met die STC reeks. Maar hierdie kan ook 'n lekker Noord-Suid derby wees.
Nee, definitief. Moet sê Stellenberg die laaste paar jaar het van nêrens af gekom en hulle is nou bitter sterk in hoërskole rugby, maar so ook Waterkloof. Waterkloof laas jaar in die finaal van die STC Cup gespeel. Ek dink as Waterkloof se 8ste man, hy is nou onlangs eers terug van 'n besering af. So hy hoe meer confidence hy gaan hê, hoe meer momentum hy kan bou vir daardie span. Sy vorentoe gaan die hele span vorentoe. So dit gaan 'n goeie krag teen krag wedstryd wees by Wilde Klawer. Ons ja, so die einde gekom vir die episode 2 van die Hoërskoolafdeling. Ek sê vir jou dankie en sterkte met jou beplanning, met jou skool en goeters. Ons hou duim vas vir julle, so julle dop hou. Ons gaan julle weer inroep. Weer 'n bietjie praat oor die uitslae en goeters. Van ons kan dit baie dankie. Onthou, nou die blou is 'n episode wat elke week gaan uitgesaai word op donderdag aande 6:00. En daar's 'n ding wat ons altyd mee eindig is jy moet skree nou die blou. Ten minste van 'n klein laaitjie was ek was daai ou gewees, graad 7 my gesig blou geverf het op Loftus was, geleentheid gehad om vir hulle onder 19 onder 21 en seniors te kan speel, so nou die blou. Maar sê dankie julle.